As jy wêreldpolitiek wil lees, moet jy leer om die dots te connect. En jy moet leer om patrone raak te sien. Anders sal jy nooit verstaan wat hierdie ouens doen nie. Want hulle het bepaalde agendas, maar hulle is geneig om dieselfde agenda oor en oor te volg. En wat ons deesdae sien met die FSA en Venezuela, is iets wat Siener voorspel sal gebeur tussen die FSA en Suid-Afrika. Ja. So, Siener praat spesifiek dat hy sien hoe 5 Duitse fregatte, gevegskepe, daar kom na Luderitz Bay toe. En in daai tyd kom daar dan nou 3 blou briewe in die parlement in. En nou wil ek jou gou net sê, dit is nie nou nie. Dit sal nie met hierdie ANC regering wees nie. Dit sal wees onder die volgende regering, die regering wat na die ANC regering en na die bloedige revolusie in plek kom wat ons noem die Doringbos regering. So, moenie dink dis nou nie. Maar hy praat van die 5 Duitse skepe wat inkom. Hy praat van 3 blou briewe. Wat het ons nou geleer? Wat is 'n blou brief? 'n Blou brief is 'n afvaardiging. So dis nie 'n brief wat hulle skryf nie, dis letterlik 'n groepie van daardie spesifieke land wat inkom en met hierdie regering om 'n tafel kom sit en 'n aantal ultimatums en eise stel. Nou ja, onthou ek het vir julle gesê, daar sal 3 Amerikaanse briewe in die regering inkom, en dit het ook so gebeur. Jy sal 'n bietjie kyk op my video's, het ons baie daaroor gepraat, en iets wat ek gesien het, en ons, dit het lank gevat, ek dink dit het meer as jaar en 'n half, nee, dit was oor 'n 2 jaar tydperk, ja, oor 'n 2 jaar tydperk, wat ons 3 Amerikaanse afvaardigings sien, kom het na Suid-Afrika toe om ultimatums te stel. Die laaste een was die CIA wat hier geland het, daar op die Nelspruit lughawe. Hulle het 'n eis kom stel, hulle was die laaste Amerikaanse brief wat ingekom het. En toe het vader vir my gesê, luister, daar sal 2 Engelse briewe inkom en een het jou naam op, reg. En toe het ek nou begin verstaan, 'n brief is 'n afvaardiging. So ons wag nou vir ou Koning Charles om Suid-Afrika te kom besoek en met hierdie regering om 'n tafel te sit. Maar Siener praat dan van die 3 blou briewe, en dit het te doen met Duitsland, en Duitsland wat ultimatum stel aan die regering, maar nie hierdie regering nie. Dit sal wees die Doringbos regering. Maar die Duitse gevegskepe kom nie alleen nie. Hulle kom saam met 'n groot Amerikaanse vliegdekskip wat aan die weste van die kant sal van die Weskus sal vasmeer. So hy sal, interessant, hy meer nie vas in die Kaap nie. Nou is die vraag, hoekom nie? Ek wonder maar net, wat het dalk in die Kaap gebeur, dat Simonstad dalk nie beskikbaar is nie? Want ons sien hulle meer vas in Luderitz Bay en aan die Weskus. So hy praat spesifiek van hierdie Amerikaanse vliegdekskip. So die Duitse gevegskepe kom nie alleen nie. En ons sien hierdie hele tipe scenario reeds afspeel in Venezuela. So, wat het die Amerikaners gedoen die laaste maand of wat, al langer lê hulle met 'n baie groot vloot met 'n vliegdekskip reg voor Venezuela, en op hierdie stadium is hulle besig met 'n blokkade van Venezuela, dat hulle nie hulle olie kan uitvoer nie, en hulle maak dit baie moeilik vir Venezuela om te oorleef, want dit is al waarmee hulle het om eintlik van te leef, is hulle oliereserwes, en hulle het van die grootste oliereserwes in die wêreld, en Trump het gesê, nou openlik, hulle soek die oliereserwes. Nou, seker maar omdat hulle wil gaan oorlog maak, die 3de wêreldoorlog, en dan het mense olie nodig, baie olie, en natuurlik, ek glo hulle wil dit verkoop aan Europa, want binnekort sal hulle alles afsny, alle Russiese olie en gas na Europa sal binnekort afgesny word. Nou waar gaan Europa dan nou sy olie en gas kry? Wel by die FSA, en heel moontlik daar by die Jode, met die olie en gas wat hulle daar het in die Levant-basin wat hulle gekry het by die Palestynë. Maar kyk mooi na die scenario, kyk mooi wat besig is om af te speel. Want terwyl die vloot lê aan die voorkant van Venezuela, en die 2 nasies so half brommerig is teenoor mekaar, Maduro praat mooi, en Trump is baie, speel hardbal, ons sal dit sien dit, ons hoor dit in die media,
is die CIA baie besig om hulle dinge reg te kry daar. En ek dink daar's 'n baie goeie kans dat hulle gaan probeer om Maduro te lig of met 'n opstand van rebelle groepe binne in die land, want dit is waarmee die CIA besig is daar, en natuurlik om druk toe te pas op Maduro om dan te gee pad, of dat hulle vir hom 'n uitweg gee om uit te kom uit die land uit, sodat hulle 'n ander puppet government in plek kan sit. En die puppet is nou 'n vrou, haar naam is Maria, ek kan nou nie haar van onthou nie. En sy is onlangs het sy die Nobelprys vir vrede gekry. Nou sy het op hierdie hede nog niks gedoen vir die vrede nie, maar sy is baie pro-Zionists. Sy het ook gesê, wanneer sy nou in beheer kom, so sy is die gekose leier, wat die VSA in plek wil hê daar, en seker nie net die VSA nie, die Joodse lobby ook, sal sy onmiddellik Venezuela se ambassade skuif na Jerusalem toe. So, dis baie duidelik waar haar alliansie lê. Nou ja, so hierdie, soos ek sê, daar's patrone in die wêreldpolitiek. En kyk mooi hoe doen die VSA dit. Hy kom lê met sy vloot, hy oefen druk uit. Jy kan seker wees, daar is briewewisseling en afvaardigings en die CIA is betrokke. Wat sê Siener? Die tyd sal kom dat Duitsland en die VSA dieselfde doen met die Doringbos regering. En hulle doen dit so suksesvol, dat die Doringbos regering uit mekaar uitspat, en dat die Britse troepe uit Suid-Afrika onttrek. En die land verlaat en ons vriendelik oorhandig aan die Chinese. Right now, the U.S. Navy is taking a serious hit to its reputation worldwide. A whole U.S. fleet has been sitting off tiny Venezuela for more than a month, surrounding the country, yet it still hasn't dared to strike. Venezuelan President Nicolas Maduro says he has deployed 5,000 Russian-made anti-aircraft and anti-ship missiles. He warns that any attack on Venezuela would, in his words, sink the entire U.S. fleet in an instant. Now the U.S. faces a trap. If the fleet pulls back, it will be ridiculed around the world. But if it attacks, it could suffer devastating losses. It looks like Vladimir Putin has put America in a position similar to how some say the U.S. trapped Russia in Ukraine. A strategic deadlock that could reshape global power.